ons na die laaste onderwerp kyk. Ons kyk na spanprestasie en konflikbestuur. So ons het gesê daar is kriteria vir suksesvolle spanprestasie en ons kyk na interpersoonlike gesindheid en gedrag. Dit is hoe ons teenoor mekaar optree en wat ons gesindheid binne in die span. Dan ons kyk na gedeelde waardes. Dit is belangrik dat almal binne in die span dieselfde waardes het en dat ons weet ons werk na dieselfde doel toe. Ons kyk na goeie kommunikasie en sê kommunikasie is beide om te praat en dan te luister na mekaar en dan natuurlik samewerking. Ons werk almal saam na dieselfde doelwitte toe. As ons kyk na die stadiums van spanontwikkeling, het ons gesien daar's vorming, waar die groep by mekaar kom, hulle leer mekaar ken, hulle vind uit wat is hulle projek en wat is hulle doelwitte. Dan beweeg ons oor na die stormfase waar daar gewoonlik konflik voorkom, want ons is besig om ons rol binne in die span te oortree, of ons verstaan nie wat is ons rol in die span nie. Dan beweeg ons oor na die nummering, waar ons meer stabiliseer, almal begin verstaan wat is hulle rol binne die besigheid, hulle aanvaar ook daai rol. En dan beweeg ons oor na die presteringfase toe, waar ons begin ons doelwitte bereik. As ons klaar is en die hele projek is voltooi, dan is dit gewoonlik die ontbinding, waar die spanlede dan terugkeer na hulle normale werk toe. En ons het gesê, dit kan ook nog traumaties wees vir 'n span. Dan as ons kyk na die oorsake van konflik, is daar 'n groot verskeidenheid. Dit wat in jou notas is, daar is verskillende agtergronde. Dit kan wees dat almal die reëls en die regulasies ewe respekteer nie. Dit kan wees dat daar 'n gebrek in kommunikasie is. Dit kan wees dat daar nie samewerking is tussen die spanlede nie. En dan kan daar ook wees dat daar onregverdige werkslading is. Party spanlede voel hulle ontvang meer of meer verantwoordelikhede in vergelyking met ander spanlede. Ons het ook gekyk oor hoe om hierdie konflik dan te hanteer en ons het gesê eers is dit belangrik om te weet daar is konflik, dan om die oorsaak van die konflik te bepaal, dan gaan ons individueel die twee persone wat in konflik is uitgenooi vir 'n vergadering. Ons gaan elkeen se perspektief kry en daarna sal ons dan hulle saam sit en dan gaan die bestuur of die persoon wat hierdie vergadering fasiliteer dan 'n objektiewe besluit maak. En ons moet ook aanmoedig om te verstaan dat ons hoef nie altyd oor alles ooreen te stem nie. As ons dan kyk na van die eksamenvrae, noem 5 stadiums van spanontwikkeling. So dit is nogals maklik. Ons het weer die werkwoord noem en ons gaan 1 punt kry vir elke ene. En dan wil ek jou weer eens herinner dat jy moet gaan kyk na wat is in die eksamenriglyne en seker maak dat jy dit net so skryf. Jy kan nie noodwendig ander woorde gebruik en dink jy gaan punte daarvoor kry nie. 7.2 Identifiseer die stadiums van spanontwikkeling wat van toepassing is op Shiburi Construction span in elke verklaring hieronder. Die spanlede konfronteer mekaar se idees en veg vir 'n leierskapposisie. So die feit dat ons hierso sê ons konfronteer mekaar en dat daar 'n geveg is, sê vir ons dit is die stormfase. As ons dan kyk na 7.2.2, die span is bewus van sy doelwitte en neem besluite sonder toesig. So hulle is nou bewus van hulle doelwitte en hulle kan voortgaan sonder enige toesig. Sê vir ons natuurlik dit is prestering. Hulle is besig om te presteer in hulle projek. En dan spanlede versamel inligting oor mekaar of oor die taak wat uitgevoer moet word. So hierdie is in die beginfase waar ons nog uitvind wat ons moet doen. En dit wys dan vir ons natuurlik dit is die vormingfase. So omdat die werkwoord identifiseer is, sal jy natuurlik 2 punte vir elkeen van hierdie kry. As ons kyk na 7.3, bespreek die stadiums van spanontwikkeling wat in vraag 7.2 geïdentifiseer is, behalwe die gegee stellings hierbo. Hierdie gedeelte van die sin sê vir ons natuurlik dat as ek teruggaan na die vorige skyfie toe, ek mag nie die kolpunte gebruik wat na dieselfde punt toe praat nie. So ek gaan nie 'n kolpunt kan herhaal wat sê dat hulle inligting oor die projek versamel nie. Byvoorbeeld, ek gaan van die ander feite moet bespreek. So as ons kyk na die stormingsfase, die werkwoord is bespreek, soos gesplete punte. Konflik vind plaas tussen spanlede nadat die vormingsfase afgehandel is. Die spanlede met verskillende idees
ruil die idees uit wat kan lei tot konflik. Hierdie enetjie is dan die ene wat herhaal van die stelling wat ons gegee is. Spanlede staan die idees van ander teen wanneer hulle nie met hulle idees ooreenstem nie. So dit gaan dan, as jy dit sou skryf, verkeerd gemerk word en sê dit herhaling. Daar kan magstryd wees vir die posisie van 'n spanleier. Hierdie ene is dan natuurlik ook eintlik 'n herhaling. Hierdie ene sal eintlik ook 'n herhaling wees, want die vorige sin het gesê hulle beklei vir 'n leierskapposisie. Soms word die stormstadium vinnig opgelos, maar as dit nie opgelos word nie, sal die span nie verder kan vorentoe beweeg in die stadiums nie. So dit is baie belangrik dat ons weet hoe om konflikte bestuur, sodat ons kan voortgaan met ons projek. Dan het ons die presteringsfase. Die spanlede is bewus van die strategieë en doelwitte van die span. So hierdie ene is die enetjie wat herhaal van die stelling. Hulle het rigting sonder die inmenging van 'n leier. Prosesse en strukture word opgestel. Die leiers delegeer en hou toesig oor die prosesse en prosedures. Alle lede is nou bevoeg en autonoom en in staat om die besluitnemingproses sonder toesig te hanteer. So hierdie gedeeltetjie sê is ook weer eens vanuit die scenario. Want hulle het daar spesifiek gepraat dat hulle nie gaan toesig hê nie. Verskille tussen die spanlede word gewaardeer en gebruik om die span se prestasie te verbeter. So wees baie versigtig. Dit kan wees dat daar uit 2 verskillende kolpunte inligting geneem is. So dan gaan jy al 2 daai eintlik moet uitlos. Met ander woorde, hierdie enetjie en hierdie enetjie gaan uitgelaat moet word. En dan laastens het ons die vormingsstadium. Individue versamel inligting en indrukke oor mekaar, die omvang van die taak en hoe om dit te benader. Daai is natuurlik ons herhaalde ene. Spanne is gemaklik en beleefd met mekaar tydens hierdie stadium. Dis die beginstadium, met ander woorde, almal het hulle beste voetjie voor. Ons is nog besig om mekaar te leer ken. Daar's eintlik nog nie rede vir konflik nie. Mense fokus daarop om besig te wees met roetines, soos 'n spanorganisasie, wie doen wat, wanneer word gedoen, hoekom word gedoen. So ons is nog steeds besig om ons take te verdeel. Dan 7.4 het ons 'n scenario. Lorato, Joshua en Jerry het 'n herwinningsprojek begin, bekend as 'n blink ster. Lucia het altyd die ander lede se idees en opinies bevraagteken aangesien hy die spanleier wou wees. So hierdie gedeelte sê vir ons weer eens daar is konflik en moontlik dat hy 'n leierskapposisie wil vat. Die spanlede het uiteindelik 'n ooreenkoms en konsensus bereik oor die pad vorentoe. So hierso hulle sê hulle het 'n konsensus bereik, met ander woorde, hulle is besig om te normaliseer. Dan vra hulle vir ons, identifiseer 2 stadiums van spanontwikkeling. Weereens, maak seker jy kyk na wat is jou werkwoord, is dit haal aan 2 stadiums of is dit identifiseer 2 stadiums? So ons het identifiseer en dan is ons beperk tot 2 stadiums. So die 2 stadiums wat jy het is storming en dan noemering. As ons kyk na 7.5, identifiseer die oorsake van konflik wat van toepassing is op Siaya Inc. en dan in elke van die onderstaande verklarings. 7.5.1, die droomspan is nie bereid om saam met Kula spanne te werk wat altyd toekennings ontvang nie. So wat is 'n moontlike rede vir konflik? Dit is hoë en intense mededinging. So hulle is altyd besig om toekennings te ontvang. Ons wil nie noodwendig saam met hulle werk nie, want ons is mededingers met mekaar. So omdat my werkwoord identifiseer is, sal ek 2 punte ontvang. 7.5.2, werknemers voltooi nie hulle take effektief nie, aangesien duidelike instruksies nie altyd verskaf word nie. So ons voltooi nie ons take nie, maar die oorsaak daarvan is omdat die instruksies nie deurgegee word nie. En dit is die oorsaak van die konflik, swak kommunikasie. Volg jy 2 punte sal ontvang. Dan 7.5.3, werknemers stry altyd oor die gebruik van toerusting om hulle take uit te voer. Hierso het ons beperkte besigheidshulpbronne.
As daar genoeg was vir almal, sou hulle nie noodwendig nodig gehad het om daaroor te stryk. Maar dit beteken daar's beperkte hoeveelheid en dis is daar dan nou konflik. 7.5.4 Werknemers kan nie die groot aantal take wat aan hulle gegee word hanteer nie en dit kan dan wees onregverdige werkslading. So daar word te veel van ons werkers verwag. 7.6 Dit is weer 'n scenario. Zuki en Jane is toesighouers by Takalani Traders. Hulle praat nie met mekaar nie omdat hulle verskillende sienings het. Die bestuur het 'n vir onderhandelingsvergadering gereël waarin Zuki en Jane hulle menings afsonderlik uitgespreek het. So wanneer ons kyk na konflikbestuur, is dit een van ons stappe. Hulle het die geleentheid gekry om oor die beste oplossing saam te kom. So ons het gekyk na potensiële oplossings. Hulle is ook aangeraai om die saak na die KVBA, of hierdie word beter geken as die CCMA, te verwys indien hulle nie tevrede is met die uitkoms nie. So wanneer ons nie gelukkig is met die uitkoms wat gekom het nie, sal ons gewoonlik aanbeweeg na die volgende vlak van bestuur. So ek sal eers na my toesighouer toe gaan, dan sal ek, as ek nie gelukkig is nie, na die volgende vlak toe gaan. Laastens in my besigheid intern sal ek na die topvlak bestuur toe gaan. Daarna, as ek nog steeds nie gelukkig is nie, sal ek dan na die KVBA toe gaan. En na dit is daar natuurlik dan die arbeidsvolg. Maar hierdie gaan ons probeer uitsorteer voor die tyd. So hulle vraag 2.6.1 al 2 stappe in die hantering van konflik uit die scenario hierbo aan. So weer eens is dit baie belangrik om te kyk na daai werkwoord en hulle vra jou om aan te haal. So dis nie identifiseer die stap nie, maar haal eerder net die stap aan. So hierso het hulle, die eerste ene, hulle het 'n vergadering gereël tussen die twee. Baie belangrik, dis slegs 1 punt, want dit is 'n aanhaling en dan ons moet natuurlik seker maak ons skryf die volledige sin neer. Hulle het die geleentheid gekry om oor die beste oplossing saam te kom en dan hulle is ook aangeraai om die saak na die KVBA te verwys indien hulle nie tevrede is nie. So elkeen van daai, hulle het gesê net die eerste, of hulle het gesê 2, so jy sal natuurlik net punte kry vir die eerste 2 wat jy neerskryf. Dit maak nie saak in watse volgorde jy dit skryf nie, jy sal wel net punte kry vir jou eerste 2 antwoorde. Dan 7.6.2 het hulle gevra om 2 ander stappe te beskryf. Weereens baie belangrik is om te gaan kyk en sien dat ek nie daai spesifieke sinne dan gaan herhaal nie. Die eerste een moet ons erken dat daar is 'n konflik in die werksplek. Identifiseer die oorsaak van die konflik. Dan natuurlik is daai ons ene vanuit die scenario. Reël in 'n tydplek vir hierdie onderhandelingsvergadering. Reël vir 'n ontmoeting tussen die botsende werkgewers en dan maak voornemens vir ingryping duidelik sodat die betrokke op hulle gemak voel en hulle moet weet waaroor gaan hierdie vergadering en dat daar is om konflik op te los. Dis nie noodwendig om een party skuldig te bevind en een party onskuldig nie, maar eerder om 'n oplossing te vind vir die konflik wat daar wel is. Elke party het die geleentheid om hulle opinies en gevoelens uit te spreek. Konflikkerende partye kan tydens die vergadering erken dat hulle sienings verskil. So ek sê, ons hoef nie oor alles saam te stem nie. Ontleed en evalueer die oorsaak van die konflik deur dit in verskillende dele af te breek. Blaamverskuiving moet vermy word, met ander woorde, dis jou skuld, dis my skuld, elke party moet verantwoordelikheid vat vir hulle deel. Dan het ons weer die ander 2 wat verhaal uit die scenario uit, en dan botsende partye kom ooreen oor kriteria om alternatiewe te evalueer. So ons gaan kyk na verskillende oplossings en wat ons kan doen. Kies en implementeer die beste oplossing vir ons konflik. Verskaf geleenthede vir die partye om die beste oplossing ooreen te kom. Evalueer hierdie implementering van die oplossings, want onthou, die oomblik wat ons iets implementeer, moet ons teruggaan en monitor of dit werk. En dan monitor die vordering om te verseker dat die konflik opgelos is. En dan hierdie is natuurlik dan weer 'n herhaling. Dan 7.7 Adviseer besighede oor hoe hulle 'n grief in die werksplek kan hanteer. So ek het hierdie vragie spesifiek ingesit, want dit is een van die gedeeltes waar baie leerders te mekaar word.
Onthou ons het die stappe om konflik te hanteer en dan het ons die stappe om 'n griep te hanteer en dan het ons die stappe om moeilike werkers te hanteer. So as dit konflik is dit gewoonlik twee partye is besig om nie saam te stem oor iets nie. Met 'n griep is dit ek is ongelukkig oor iets en ons wil dit hanteer voor dit oorgaan in konflikke. 'n Moeilike werker kan en 'n moeilike persoonlikhede kan wel ook 'n oorsaak wees van konflik of van 'n potensiële griep. So as dit, kom ons sê, 'n griep is as gevolg van iemand se persoonlikheid wat moeilik is, dan gaan ek die stappe volg om 'n griep te rapporteer en dit te hanteer, maar ek gaan ook kyk na my moeilike persoonlikheid en hoe om hulle uit te sorteer. As daar 'n griep is en ons wel ook konflik, dan gaan ek die griefproses volg en ek gaan seker maak dat ek die konflik oplos. So dis 3 verskillende goeders en jy moet baie versigtig wees wanneer jy jou vraestel beantwoord. So die gegriefde werknemer, jy moet 'n grief mondeling gaan ingee en jy doen hierdie gewoonlik by jou toesighouer of jou direkte bestuurder en hulle het dan 3 tot 5 werkdae om dit te probeer oplos. Indien ek dit nie gelukkig is met sy oplossing nie of haar oplossing nie of hulle kan dit nie, dan sal ek dit na die volgende vlak van bestuur neem. So vir hierdie gaan ek nou vir die punte net aandui, sodat jy weet waar gaan jy punte kry. Maar ek wil ook net vir jou onderstreep wat die belangrikste gedeelte is. Die werknemer kan oorgaan na 'n meer formele proses en dan sal jy 'n skriftelik. So wanneer die eerste vlak van bestuur nie kan beantwoord nie of kan oplos nie en jy 'n formele brief insit met die volgende vlak, dan moet dit wel skriftelik wees. Die eerste keer was dit mondeliks. Die tweede keer is dit skriftelik. En jy doen dit deur 'n briefvorm in te vul. Die werknemer moet 'n skriftelike antwoord ontvang. So nou, omdat dit 'n formele klag is, gaan ek wel ook 'n formele antwoord moet kry. 'n Griepverhoor of vergadering moet gehou word met die partye. So as my griep teenoor 'n spesifieke persoon is, soos ek sê, dit kan of 'n moeilike persoonlikheid wees of daar kan konflik wees, dan moet albei partye ingeroep word en ons moet dit probeer oplos. Tydens hierdie vergaderings is dit belangrik dat daar notules geneem word oor enige besluite wat geneem is. En weer eens, dit moet op 'n formele briefvorm ingevul word. Indien ek steeds nie tevrede is nie, kan ek dit dan na die hoogste vlak binne in my besigheid neem en daar sal dan dieselfde stappe gevolg word. 'n Vergadering sal gereël word met die partye, daar sal weer eens notules wees en enige besluite wat gemaak word sal op 'n notule vorm aangedui word. So hierdie is die herhaling en ek wil net vir jou sê, wees versigtig om wanneer jy nou antwoorde te gee, al twee daai te gaan skryf en dink jy gaan apart daarvoor punte kry. Want dit is eintlik dieselfde punt, dit is net verskillende stadiums. So moenie gaan dieselfde een skryf nie. Maak seker dat jou bullets is anders wat jy neerskryf. Indien die werknemer steeds nie tevrede is nie, kan jy dan die saak na die KVWA verwys. As dit nog steeds nie is nie, kan dit natuurlik na die arbeidshof en dan laaste die appel arbeidshof gestuur word. Dit bring ons aan die einde van deel 1, so ons het dan gekyk na al die besigheidsrolle van vraestel 2 en dan gaan ons nou oorgaan na die besigheidsgeleenthede in die volgende les. En dit lekker gedeel, lekker verder is en dan sien ek jou nou. Tot ziens.